Goeiemôre vriende. Baie hartlik welkom in die erediens vanoggend. Mag dit waarlik vir jou 'n ontmoeting met die Here wees. Mag hy jou versterk in jou geloof en mag hy jou herinner daaraan wat waarlik belangrik is, wat die prioriteite is in ons lewe. Dit is vakansietyd, baie van ons mense is weg en ek sien hier en daar een of twee besoekers ook, baie welkom aan julle. So ons kinders vat 'n breek en die musiekspan kry 'n breek, maar die dominee kry nie vandag 'n breek nie. Het is lekker dat julle hier is, al is dit so koud en mag die Here regtig vir ons seën wanneer ons so saam is. En mense wat hierdie week nog op die pad gaan, mag die Here ook vir julle veilig bewaar en mag julle ook lekker rus, die wat 'n ruskansie kan vat. Ons aanvangslied is lied 163. Lied 163, soos 'n wildsbok smag na waterstrome. Ons bly sit, ons sing dit sag en bidend, 2 maal, soos 'n wildsbok. Ons aanvangswoord kom uit Psalm 124. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Vriende, genade, liefde en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus die Here en die Heilige Gees hier in ons midde. Nogmaals hartlik welkom in die erediens vanoggend, welkom ook aan almal wat deur middel van die internet ingeskakel is, veral ons ouer mense daar in die huis. Dit is lekker dat julle op hierdie manier nog steeds deel van ons gemeente kan wees. Vriende, ons tema van vanoggend is Abraham wat vir Isak moet gaan offer. Ons teks kom uit Genesis 22. Dit is die leesrooster teks en vir een of ander rede het die Here my gelei na hierdie teks toe, die moeilikste van die 4 leesrooster tekste. Jy kan ons nou vir jou indink, Abraham wat vir Isak moet gaan offer. Wat se boodskap is daar en wat sê dit vir ons vandag? So 'n ou storie uit die verre verlede, het dit enigstens vandag nog vir ons 'n boodskap. Ek glo die Here het my gelei na hierdie moeilike teks toe. Dit is die wonder van die leesrooster. Dit maak dat ons dominees preek oor tekste wat ons andersins wou gesidestep het, wat ons liewer nie na wou gekyk het of oor wou gepreek het nie. En as jy die leesrooster gebruik, dan beteken dit ook, jy gaan tekste lees wat jy andersins dalk sou vermy het, maar dit gee vir ons daai dissipline, daai toewyding om die hele Bybel te lees, alles te lees. So dit is ons teks en ons tema vir vandag.
En om jou lekker op dieselfde bladsy te kry as wat ek is, en om jou lekker in die tema in te kry, het ek so 3 vrae wat ek graag vir julle wil gee, en jy kan besluit of jy al 3 wil beantwoord, of jy net een van hulle wil beantwoord. Dink 'n bietjie by jouself daaroor na, en as jy gereg is, en jy wil, dan kan jy dit ook met die persoon langs jou deel. Die 3 vrae het ek daar op die skerm. Dink 'n bietjie na, wat is die moeilikste ding wat jy nog moes doen? Onthou nou die tema, né? Abraham het vir Isak offer. Wat is die moeilikste ding wat jy nog moes doen? En wat is die grootste toets waarvoor jy nog te staan gekom het? En dan die 3de vraag, hoe het die Here al in die verlede vir jou voorsien? Kyk 'n bietjie na die 3 vrae. Miskien wil jy net op een van hulle reageer, miskien op 2, miskien op al 3. Dink 'n bietjie na oor die 3 vrae, en dan deel jy met die persoon langs jou, as jy die vrymoedigheid het. Dis nie verpligtend nie. As jy die vrymoedigheid het, sê vir die persoon langs jou, praat met die persoon langs jou oor een van daardie of al 3 daardie vrae. Ek gee 'n paar oomblikke vir julle om daaroor te dink en dan met mekaar te deel. As daar iemand is wat dalk met die groter groep wil deel, dan is jy welkom. Enige iemand wat miskien op een van daai 3 vrae wil deel met die groter groep, is jy meer as welkom. Is daar iemand? Ek het so 'n bietjie gaan dink oor ons eie verlede en tye wanneer ons beproef is, getoets is en waarin die Here ook voorsien het, is baie jare gelede, seker meer as 30 jaar gelede, een van ons kinders wat baie siek was. Ons het tyd van beproewing deurgegaan. Maar weet jy ook, ons skuif na Albertinia toe, was 'n toets, was 'n beproewing. Toe ek die beroep hiernatoe aanvaar het, was dit vir die helfte van die salaris wat ek in my vorige gemeente gekry het. Vir die helfte van my salaris, en my vrou het nie werk gehad nie. So ons moes met 1/4 van ons inkomste regkom, toe ons destyds die beroep aanvaar het, Albertinia toe. En het die Here nie vir ons voorsien nie. Kyk hoe goed is hy, en kyk hoe seën hy vir ons, kyk hoe gelukkig is ons. Ons dank die Here daarvoor. Ek glo, jy het ook 'n toets of 'n beproewing waardeur jy al is. En ek hoop en ek vertrou dat jy vandag kan terugkyk en kan sê, weet jy, die Here het voorsien. Miskien is jy nou in daai toets, miskien is jy nou midde in daai beproewing. Mag jy ook soos Abraham aan die einde van hierdie teks kan sê, waarlik, die Here het voorsien. Hy is 'n God wat getrou is, hy hou hom by sy woord, hy doen wat hy sê. Kom ons loof sy naam uit Lied 203. Lied 203, loof die Here al wat lewe. Kom ons staan en ons sing dit jubelend saam, die eerste 3 verse daarvan asseblief. Lied 203, kom ons staan.
Nou in die boodskap gaan dit vanoggend daaroor dat Abraham vir God moet eerste stel, dat Isak nie te belangrik moet word nie. En daarom lees ek vir ons 'n gedeelte van die wet uit Eksodus 20, net die eerste 6 verse van Eksodus 20. Ons lees dit as wet of as wil van die Here. Daarna gaan ons verootmoedig uit Lied 247. Ons gaan dit 3 maal sag sing terwyl ons bly sit. Lied 247 net na hierdie gedeelte van die wet. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. As Nuwe Testamentiese mense weet ons dat die Here ons uit die slawerny van sonde bevry het, nê? So ons is ook vrygemaak en daarom mag ons geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat U ons genadig is. Dat U ons nie behandel volgens ons oortredinge of ons skuld nie, maar dat U na ons kyk deur die bloed van Jesus wat aan die kruis vir ons gesterf het, en dat U daarom net vir ons sien as skoon, gewaste, bevryde mense. Dankie vir U genade, Here. Dankie vir die genade daarvan om vanoggend hier saam as U kinders te wees. Ons wat begenadigdes is. U weet, Here, ons is nie perfek nie. Ons maak baie foute, maar ons weet ons het die ewige lewe gekry, nie omdat ons so sonder foute is nie, maar omdat U betaal het vir elkeen van ons sondes. Grootes, kleintjies, die wat ons van weet en die wat ons nie van weet nie, die wat ons gedoen het en ook die wat ons nog gaan doen. Dankie dat U al ons oortredinge uitwis en vir ons in 'n wonderlike, intieme verhouding met ons Vader stel. Dankie Hemelse Vader dat U vir ons sorg en dat U vir ons voorsien, dat U vir ons lei deur U Gees. Dankie Here Jesus dat ons met vrymoedigheid met ons Vader kan praat, omdat ons vrygespreekte nuwe mense is. Ag Here, dit is vir ons te goed om waar te wees en ons val so dikwels terug op al die ou dinge wat ons glo en dink. En dan veroordeel ons onsself en ons veroordeel mekaar so maklik. Maar dankie dat ons vanoggend kon bely dat U vir ons genadig is en dat ons met alles wat ons verkeerd doen na U toe kan kom en dat U vir ons vryspreek en dat U vir ons nuut maak deur die bloed van Jesus. Dankie Heilige Gees dat U ons trooster is, die een wat ons lei in die waarheid. Ons bid dat U ook vanoggend met hierdie moeilike teks asseblief vir ons sal lei, dat ons sal ontdek, hoekom is dit vir ons opgeteken en hoe het dit vandag nog eeue later nog steeds vir ons waarde en kan dit vir ons iets
vir ons as moderne mense kom sê. Lei vir ons deur die Gees om die woord oop te breek, maar nie net dit nie, maak ook ons harte oop, maak ons lewens oop, maak ons bewus, maak ons wakker vir die werk van u Gees in ons lewens, dat ons nie metafories gesproke aan die slaap sal wees, maar dat ons bewus sal wees, dat God werk. Hy werk nou, hy werk hier, hy werk in ons lewens. Doen dit, Here. 'n Mens kan dit glad nie laat waar word nie, maar u Gees kan dit doen. Ons bid daarvoor, en ons vra dit in die naam en in die Gees en in die krag van Jesus. Amen. Amen. Soos ek reeds genoem het, ons gaan lees uit Genesis 22 vers 1 tot by vers 14. Ek sê weer, ek weet nie hoekom die Here my na hierdie moeilike teks toe gelei het nie. Teks van Abraham wat vir Isak moet gaan offer. Maar miskien is dit omdat baie van ons al een of ander stadium in ons lewe 'n groot offer moes gebring het. Of baie van ons dalk al in die verlede getoets is. Of omdat ons getuienis het daaroor dat die Here vir ons voorsien het, soos ek sê, moontlik is dit die rede hoekom die Here ons na hierdie teks toe lei. Kom ons lees dit saam, Genesis 22 vers 1 tot 14. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: Abraham, hy het geantwoord: Hier is ek. God het vir hom gesê: Vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Dink nie Abraham het daai nag geslaap nie, nê? Dink nie hy het geslaap nie. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal, hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe: Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid en dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa: Pa, en Abraham antwoord: Ja, my seun. Toe vra Isak: Hier is vuur, hier is hout, maar waar is die lam om te offer? En Abraham het geantwoord: My seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom: Abraham, Abraham. Hy het geantwoord: Hier is ek. Toe sê God: Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek: Die Here voorsien. Daar word nou nog gesê: Op die berg van die Here word voorsien. Ons lees net tot daar. Geseënd is elkeen wat die woord van die Here hoor, wat dit glo en wat hulle lewens daarvolgens inrig.
Ons gaan kyk na 'n kort videogreep wat so net vir julle weer eens help om te sien wat het waarskynlik moontlik dalk op hierdie dag gebeur. Kom ons kyk so 'n stukkie daarvan vir Abraham en Isak. As hy daar kon ons so 'n bietjie daarom iets sien, nie net die boodskap, die teks hoor nie, maar ook iets sien van dit wat moontlik daardie dag daar op die berg Moria gebeur het. Vriende, ons ken hierdie verhaal goed, nê? Hoeveel keer het ons dit al gehoor? Seker honderde kere. Ons ken dit van kleintyd af. Ek sal nooit vergeet in die kinderbybel die prent van Abraham wat daar staan met hierdie mes en Isak op die hout op die altaar. Die kinderbybel prentjie is ingeets hier in my agterkop van hierdie gebeurtenis. So ons ken die verhaal so goed en ons weet hoe dit eindig, nê? They lived happily ever after, soos alle sprokies eindig. Ons weet hoe dit eindig. Die einde is goed, dit is wonderlik, dit is gaaf, dit is mooi, die einde is iets besonders. En dit maak dat hierdie verhaal ons nie meer ontstel nie. Ons besef nie hoe skrikwekkend is dit wat hier gebeur nie. Want ons ken die einde, ons weet, ag, dit alles op die ou einde goed afgeloop. So dis nie so bad nie. Dis nie so sleg dit wat hier gebeur nie. Vriende, om die minste te sê, dit is skrikwekkend, hierdie stuk geskiedenis. Ek gaan nie 'n klomp argumente en redenasies gebruik om die boodskap te laai nie. Ek wil eerder met julle 1 of 2 stories of legendes deel wat rondom die verhaal ontstaan het en wat vir ons ook help om die impak en die skokkende van hierdie verhaal, van hierdie stuk geskiedenis beter te verstaan. Die eerste storie wat ek met julle deel, kom uit die pen van Elie Wiesel. Elie Wiesel uit die Holocaust, die Duitse konsentrasiekampe het hy oorleef. Elie Wiesel het in 1986 het hy die Nobelprys vir vrede gekry. En hy is oorlede presies min of meer 10 jaar terug. Die 2 Julie 2016, 10 jaar gelede, is Elie Wiesel oorlede. En hy vertel die volgende verhaal. Hy sê, as kind het hy baie nagte wakker gelê as hy dink aan hierdie storie. Hy het hom ingeleef in hoe Isak moes gevoel het toe hierdie dinge gebeur. En hy sê, dit het hom laat wakker lê. En toe het hy hierdie storie opgemaak. Hy sê, nadat hulle toe nou die ram daar in die bos gekry het en hom losgemaak het en hom toe nou weer vasgebind het en daar opgesit het en die ram geoffer het, sê hy, na dit het alles toe nou goed en wonderlik afgeloop en hulle is terug huis toe. Behalwe een ding. Hy sê, Isak kon nooit oor hierdie ervaring as kind kom nie. Hy kon nie oor dit kom nie. Toe hy daar op die altaar gelê het en hy het in sy pa se oë gekyk, het hy geweet, sy pa is gereed om regtig vir hom te offer, om hom regtig dood te maak. En hy sê, hy kon daai kyk in sy pa se oë, kon hy nie vergeet nie. En hy kon ook nooit weer dieselfde na sy pa kyk nie. Baie jare later sê hy, soms as hy in sy pa se oë kyk, dan skryf hy, dan het sy knieë nog weer lam geword en dan het gevoel of hy wil opgooi as hy net dink aan dit wat so amper daar gebeur het. Dit is die eerste legende of storie rondom die verhaal wat my en jou help om bietjie meer intens te beleef wat hier gebeur. Die tweede verhaal gaan oor Sarah. Sarah het natuurlik nou nie geweet wat kom nie. Sy kon nie raai wat vermoed wat sou gebeur nie. Sy het hom maar net haar seun gegroet, ons het daar gesien en vertrou, hy gaan saam met sy pa, hulle gaan vir 'n paar dae weg, hulle gaan op 'n reis, hulle gaan offer. Maar toe Abraham en Isak terugkom, vertel die legende, toe gaan sit Abraham en sy vrou Sarah en hulle begin gesels en toe vertel Abraham vir Sarah wat het amperkies met hulle seun gebeur. En die legende lei, Sarah het net 5 keer gegil en daarna het sy flou neergeval, toe sy besef wat het so amper hier gebeur. Dis net stories,
Dis net legendes rondom hierdie stuk geskiedenis, maar dit help ons om iets van die drama en iets van die verskrikking van hierdie stuk geskiedenis, om dit net te besef. En natuurlik as jy self kinders het, dan skok hierdie storie jou ook, dat jy tot in jou fondamente geruk word, dat daar werklik waar so 'n verhaal in die Bybel opgeteken is. Wat dit erg maak is natuurlik dat dit die enigste kind is, maar dit is nie al nie. Wat dit nog erger maak is, dat hierdie kind is vir hulle gegee, vir Abraham en vir Sara, toe dit menslik onmoontlik was om kinders te hê. Hulle was al oud, hulle kon nie kinders hê nie, dit is onnatuurlik op daardie ouderdom. So, onder normale omstandighede is dit steeds erg om 'n kind so te moet afstaan, maar om oud te word, en dan 'n kind van God te kry, en dan word daardie kind teruggevra, teruggeëis. Dis nie al nie. Hierdie seun was nie net die seun van Abraham en van Sara nie. Hierdie seun was die seun van God se belofte. Hierdie kind was die skakeling, hy het 'n onontbeerlike posisie vervul om die seun wat Abraham bedoel het, daardie seun moes deur hierdie seun verder in die geskiedenis ingedra word. Hy was deel van God se verlossingsplan, van God se heilsplan met die wêreld. Hy moes dit vervul. As Abraham nie meer daar is nie, dan moet Isak daarmee aangaan. En nou kom eis God sy lewe. Wat nou? Hoe werk dit? Breek God nou sy beloftes? Het hy 'n ander plan? Het Abraham en Isak iets verkeerds gedoen? Gaan God lynreg teen sy eie planne in? Vriende, die lewe saam met die Here loop soms langs vreemde paaie. Ook ons kan op skrikwekkende wyse getoets word. Dit is so. Daar is 'n stuk troos in hierdie teks wat vir ons sê, as ons deur sulke dinge gaan, ons is nie die eerste mense wat so 'n pad loop nie. Ander mense het voor ons al so 'n stuk pad geloop. Ons het ook die voordeel bo Abraham. Ons weet dit was nie regtig die Here se bedoeling dat Isak moet doodgemaak word, dat Isak geoffer moet word nie. Dit was nie regtig die Here se bedoeling nie. Ons lees in vers 1, hy het Abraham se geloof op die proef gestel. Dit is wat hier gebeur. Die beplan was nooit dat Isak regtig doodgemaak word nie. Die plan is om Abraham se geloof op die proef te stel. So dit troos ons ook. En verder, die feit dat ons weet, ons wat Nuwe Testamentiese Christene is, ons wat na Jesus lewe, ons weet en ons ken God se hart ons baie beter. Ons het 'n beter prentjie van hoe God is en wie God is, en wat sy intensies, sy bedoelinge is. En ons weet dit, en daarom kan ons dit, en behoort ons dit beter te hanteer as Abraham, wanneer sulke beproewinge oor ons pad kom. Maar die vraag bly nog steeds, maar hoekom doen die Here dit? Hoekom laat hy dit toe? Wat wil hy daarmee bereik? Ons het nie finale antwoorde op hierdie moeilike vrae nie. Ons het nie klinkklaar verduidelikings en verklaringe daarvoor nie. Die lewe is 'n misterie, God is 'n misterie. Dit is nie 'n finale antwoorde wat ons daarop het nie, maar ek dink tog hierdie verhaal en ook sommige ander plekke uit die Bybel gee vir 'n mens 'n paar perspektiewe wat ons dalk kan help. Die eerste perspektief wat dit vir my gegee het is, ek dink die Here wou seker maak dat Isak nie 'n te sentrale en belangrike rol begin speel in Abraham se lewe nie. Isak moes nie te belangrik word nie. Die gawes, die geskenke, die stukkies genade wat die Here vir ons gee, kan ons baie kere so vasgryp, so aangryp, dat ons vergeet, dit gaan nie hieroor nie. Dit
gaan nie oor hierdie geskenke en hierdie gawes en hierdie dinge wat ek van God ontvang nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit is maar net deel van 'n groter plan wat God het. 'n Deel van die pad wat ons met hom loop. En ons moet daardie groter prentjie in gedagte hou. Anders sal ons verstrengel raak tussen dit wat ons ontvang en dit wat van ons weggeneem word. Daar's nog 'n Joodse legende wat rondom die verhaal ontstaan het, wat my gehelp het met die verstaan daarvan. En die legende sê, dat net soos wat Satan en God 'n gesprek gehad het oor Job, julle ken die geskiedenis van Job, Job 1, daai stuk geskiedenis. Satan en God het 'n gesprek gehad oor Job. Net so, sê hierdie legende, was daar ook 'n gesprek tussen God en Satan oor Abraham en Isak. Die verhaal vertel en sê, dit was kort na Isak se verjaarsdag. Dit was 'n groot fees en 'n lekker partytjie. Almal is genooi, almal was daar was baie kos en mooi musiek en hulle het heerlik partytjie gehou. En toe kom Satan na God toe en hy sê vir God, ek het slegte nuus vir jou. Abraham is besig om van jou te vergeet. Abraham is besig om van jou te vergeet. Hulle hou lekker partytjie, dis Isak se verjaarsdag, maar daar word nie eers een keer vir jou naam geëer nie. Daar word nie eers een keer vir jou geoffer nie. Nie eers 'n ou lammetjie nie. Geen offer nie. Dis net Isak voor en Isak agter. Isak links en Isak regs. Alles draai vir Abraham net om Isak. Die Here antwoord vir Satan en sê, kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Kan nie wees nie. Ek glo nie vir jou nie. Abraham is lief vir my. Abraham stel vir my eerste. Abraham sal enige iets vir my doen. Abraham sal enige iets vir my gee wat ek vir hom vra. En Satan sê, o, is dit so? OK. Kom ons toets hom. Wat van Isak? Sal hy Isak vir jou gee as jy hom vra? En dan volg die res van die geskiedenis van Genesis 22. Hierdie gesprek tussen Satan en God, wat vir Abraham toets, en dan volg Genesis 22. Stel Abraham vir God nog eerste. En sien vriende, dit is baie van ons storie, dit is ons verhaal. Die gawes, die geskenke, alles wat ons van die Here ontvang, word so maklik vir ons belangriker as God self. Dit is waaroor die toets van Genesis 22 gaan. Die vraag is God en God se plan vir Abraham nog die hoogste prioriteit? Gaan dit vir hom nog oor God, of is dit net Isak voor en Isak agter? Die geskenke, die gawes, die dinge wat ons uit die Here se hand ontvang, gaan dit vir ons daaroor? Is ons fokus daarop? Al die wonderlike, heerlike en lekker goed wat ons van hom kry? Draai ons lewens om dit? Of is die Here nog sentraal en sien ons die groter prentjie en is God in die middel en in die kern daarvan? Die Here seën vir ons met wonderlike geskenke. Ons kry kinders, ons kry familie, ons het 'n plaas, ons het 'n plek, ons het rykdom, ons het talente, ons het 'n werk, ons het sekuriteit, ons het al daai goeders. Maar daardie dinge kan soveel groter word in proporsie en God word na die rand van ons lewe geskuif. En vriende, as dit gebeur, moet die Here ingryp. Dan moet hy iets doen. As dit besig is om te gebeur in my lewe, gaan God my nie los nie. Hy gaan iets doen, sodat ek kan sien wat besig is om te gebeur.
sodat hy my oë daarvoor kan oopmaak, sodat hy my kan wakker maak of my kan wys, Johan, wie ook al, hierdie goed, alles draai nou vir jou hier om. Dit draai nie vir jou meer om my nie. As dit gebeur, moet God ingryp. En hy doen. Hy is te lief vir ons, om ons maar net aan ons eie lot oor te laat. Hy sal nie toelaat dat dit gebeur nie. Hy is getrou, hy gryp in. Dis die eerste perspektief wat vir my na vore gekom het. Die tweede perspektief het ek gekry uit Hebreërs 11, vers 17 tot 19, waar hierdie stuk geskiedenis vertel word. En in hierdie stuk, in hierdie verse, vers 17 tot 19, staan daar interessant genoeg geskryf, dat Abraham wel vir Isak geoffer het. Hy het dit toe gedoen, sê Hebreërs 11, vers 17 tot 19. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is hauton ekomissato. Hauton ekomissato. Dit beteken in Afrikaans, hy het hom teruggekry uit die dood uit. Die veronderstelling, hy het hom wel geoffer, en daai Griekse woord sê, Abraham het hom teruggekry. Hy was dood, hy het hom teruggekry uit die dood uit. Wat is die betekenis, die bedoeling, die veronderstelling daarvan? Ek dink dit is dit. Natuurlik het Abraham nie fisies vir Isak geoffer nie, maar in sy hart het hy dit wel gedoen. Hier binnekant het hy Isak teruggegee, het hy Isak weggegee, het hy vir Isak geoffer. Die bedoeling daarvan is duidelik. Isak is terug ontvang, en nou, van hier af, sal dinge nooit weer dieselfde wees nie. Abraham kry vir Isak terug, maar nie om hom te besit nie, soos in die verlede nie. Ons het net nou gesê, Isak het na sy pa gekyk, en hy het nooit weer op dieselfde manier na sy pa gekyk nie, maar die omgekeerde is ook waar. Abraham sou nooit weer dieselfde na Isak kyk nie. In die toekoms sal hy altyd onthou, hierdie enigste kind van my, is God se kind. En hierdie kind is net vir my geleen. Natuurlik gaan hy nog lief wees vir hom. Natuurlik gaan hy hom nog vashou. Miskien sal hy homself bederf, maar nooit weer asof hy hom besit nie. Abraham het geleer, die gawes, die geskenke, die wonderlike dinge, wat dit ook al is, wat ons uit God se hand ontvang, mag en moet nooit vir ons belangriker wees as God self. Hoe het Abraham hierdie toets oorleef? Hoe oorleef ek en jy dit as ons deur so 'n toets gaan? Ek dink die antwoord is reeds in vers 8 vir ons gegee, wanneer Abraham sê, God sal sy eie offerlam voorsien, my kind. God sal voorsien. Toe ek klein was, het ek gedink, maar Abraham lieg mos nou hierso. Hy het mos nou geweet, hy moet vir Isak gaan offer. Hoe kan hy nou sê, God sal voorsien? Ek het gedink, hy jok. Toe ek ouer word, het ek besef, nee, hy het nie gejok nie. Abraham het regtig nie geweet wat gaan gebeur nie. Hy het nie geweet nie. Wat hy wel geweet het is, hierdie God doen soms onverstaanbare dinge. En tog is hy die God wat op die ou einde alles reg laat uitwerk. Hy weet wat hy doen, en hy kan vertrou word met ons en met die lewens van ons kinders. As jy Abraham se geskiedenis gaan lees, dit wat vooraf gebeur het, sal jy sien, hy het geweet, God is 'n God van sy woord. As hy iets vir jou beloof, dan kan jy dit mag glo. As hy iets van jou vra, dan kan jy dit mag gee. As hy iets vir jou sê, dan kan jy dit mag gaan doen. Want hy is 'n God van sy woord. En dan eindig hierdie teks met hierdie pragtige belydenis van vers 14. Op die berg van die Here sal voorsien word.
Ons as Nuwe Testamentiese Christene, ek sê dit weer, weet dit nog meer. Want op 'n ander berg, Golgotha, het 'n ander seun, die seun van God, ook met 'n hout op sy rug, uitgeklouter en uitgeklim. Op 'n ander berg, 'n ander seun, ook met hout op sy rug. Om te wys, God voorsien. En dit wat Abraham gespaar is, om nie sy kind te offer nie, dit het God self gedoen, en sy seun geoffer. Hoeveel te meer, sal hy nie vir ons in al hierdie ander dinge voorsien nie. Al die toetse, al die beproewinge, waardeur ons moet gaan, hoeveel te meer sal hy nie in dit alles ook vir ons voorsien. Ek sluit af met 'n gedig van John Newton. Dis dieselfde John Newton wat Amazing Grace geskryf het. En die gedig se naam is The Lord Will Provide. Dankie, Andrei. Though troubles assail and dangers affright, though friends should all fail and foes all unite, yet one thing secure us, whatever betide, the Scripture assures us, the Lord will provide. The birds without barn or storehouse are fed. From them let us learn to trust for our bread. His saints, what is fitting, shall ne'er be denied. So long as it's written, the Lord will provide. His call we obey like Abram of old, not knowing our way, but faith makes us bold. For though we are strangers, we have a good guide, and trust in all dangers, the Lord will provide. When Satan appears to stop up our path and fills us with fears, we triumph by faith. He cannot take from us, though oft he has tried, this heart-cheering promise, the Lord will provide. He tells us we're weak, our hope is in vain. The good that we seek we ne'er shall obtain. But when such suggestions our spirits have plied, this answers all questions, the Lord will provide. No strength of our own, nor goodness we claim, yet since we have known the Saviour's great name, in this our strong tower for safety we hide. The Lord is our power, the Lord will provide. When life sinks apace and death is in view, this word of His grace shall comfort us through. No fearing or doubting, with Christ on our side, we hope to die shouting, the Lord will provide. Amen. Daar is 'n paar oomblikke vir stil gebed, waar jy self die Here persoonlik kan antwoord op sy boodskap aan ons. Tyd vir stil gebed. Kom ons dien die Here met ons liefdesoffers.
Hemelse Vader, met hierdie offers kom sê ons vanoggend vir U, dat alles wat ons is, alles wat ons het, behoort aan U. U is ons hoogste en ons grootste prioriteit. En ons gee alles vir U terug, sodat U sal weet en sal sien, dat U vir ons die Alfa en die Omega, die alles is. Gebruik ons, Here, en gee dat niks in ons pad sal kom, dat enige iemand sal twyfel aan ons liefde en ons trou vir U nie. In die naam en in die krag van Jesus. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met lied 471. Lied 471, ons sing dit 2 maal, soek allereers die koninkryk van God. Ons groet en seën mekaar met die priesterlike seën uit Numeri 6 vanaf vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.